Lukas 2, in my Bybel op bladsy 80 in die Nuwe Testament, bladsy 80 in die Nuwe Testament, Lukas 2, en dan gaan ons hierdie Kersverhaal weer saam lees vanoggend en gebruik as die basis van die boodskap wat ons glo die Here vanoggend vir ons het hier in sy huis. Lukas 2 van vers 1 af. Kom ons word so oomblik stil voor die Here. Here, dankie dat ons kan stil word met u woord voor ons oop. En dat ons kan vra dat u, o Gees van God, dat u die woord oopmaak vir ons en verstaanbaar maak. En dat u vanoggend vir ons dit kom sê wat u vir ons beplan het vir hierdie dag. Here, en dat dit wat ons hoor vanoggend sal deurwerk, ook in vanaand se diens, maar ook in die hele Kerstyd wat vir ons voorlê. Dankie dat ons vanoggend met dankbare harte hier is vir die reën wat daar buite val. Want Here, ons het in die konsistorie ook daaroor gepraat dat 'n paar jaar gelede het ons in hierdie week wat kom 'n biddag vir reën gehou, want toe was dit baie dor en droog en daar was geen vog in die grond nie. En kyk hoe lyk ons wêreld nou. Alles net u goeie hand wat u oor ons uitstrek en oopmaak. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is en vir hulle wat nood het en hulle wat swaar kry. En dat ons kon bid in die afgelope tyd vir hulle met hartseer, vir troos. En ons weet u raak ons almal aan in u sorg. U sorg vir elkeen van hulle op ons gebedslysie ook. Dankie vir Eda Neg wat kon uitreik en harte blyer maak. Here, en dis ook ons taak as u kinders en ons wat het om te deel met ander wat minder as ons het. Maar help ons om ook ons wat geloof het, ook soos ons in die lied gesing het, te deel met ander wat nie het wat ons het en verstaan wat ons het en die voorreg gehad het wat ons het om in huise groot te word waar ons van kleins af u woord gehoor het nie. Wil u vanoggend, Here, by ons elkeen wees en ons aanraak met u woord en seën vir ons, o Gees van God, om met hart en oor en mond, soos ons verlede week in die nagmaal gehoor het, u te kan dien en met hande, omdat ons gehoor het wat u sê. In Jesus naam. Amen. In Lukas 2 van vers 1 af, die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Miskien net so 'n opmerkingie. Ons lees in die Bybel dat in die volheid van die tyd. Dit is baie interessant as 'n mens die voorreg het om deur die wêreld te reis, dat die meeste groot goed wat ons sien in die wêreld is in hierdie tyd gebou. Die meeste groot plekke het plaasgevind en het ontstaan. Met ons toer in April en Mei maand, toe kom ons in Spanje in 'n stad Saragossa. En toe sê ek vir die toerlede, die stad se naam, Saragossa, is 'n afsluiting van Keizer Augustus, wat afgekort is met die tyd. Augustus het die stad gebou. En so kry jy in Spanje, in Portugal, en tot in die Balkanstate, stede wat in hierdie tyd gebou is, en paaie wat gebou is. Dit was die volheid van die tyd. Een mag het die wêreld regeer, en toe word Jesus gebore. Want dit is die beste tyd ooit in die geskiedenis, dat die nuus oor die hele wêreld sou uitgaan, en almal sou hoor deur Rome wat gebeur het. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om dit laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Israel tel natuurlik toe onder Sirië in daai tyd. Ook Josef het gegaan, hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê,
Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Hier hoor ons van daai vrede waarvan ons vanoggend praat en die lied wat weer klink. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom, ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hierdie reguit Bethlehem toe, hulle plek waar hulle skape opgepas is waarskynlik so 4-5 kilometer, omtrent soos van die vierrigting stop af hier na die dorp toe, waar dit lê, waar die herdersvelde is, Boas se veld ook, Boas wat met Rut getroud is, en waar hulle skape opgepas het, en dan trek hulle nou, stap hulle daai eentjie, sê 5 kilometer na Bethlehem toe, so deur die leegte op na Bethlehem toe op die berg. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover. Ons teksversies is daar 2 deeltjies wat ek wil uithaal en dis vers 13 en 14. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En dan vers 28 tot 32 het Simon hom in sy arms geneem. Dis die gedeelte wat hy opvolg na 'n week as hulle hom tempel toe vat na die tyd vir die om hom aan die Here toe te wy. En het Simon in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord. Omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. En ons tema van krib na kruis, van krib na kruis. Dis Kersfees 2025. Dis Kersfees in Vogwel. Dit gaan ook Kersfees word in Suid-Afrika, maar dit gaan Kersfees wees in die hele Afrika. In groot dele van Afrika waar die Here ook hulle verlosser is en hulle die Here ken. En dit gaan Kersfees wees deur die wêreld, Europa, Amerika, Asië, enige plek. Dink nie ons het 'n begrip eers van hoe groot dit is en hoeveel miljoene der miljoene mense oor die wêreld heen Kersfees vier nie. Dis die grootste fees op aarde wat elke jaar gevier word. Dis die fees waaraan die meeste mense op aarde deelneem. Meer as Ramadan, meer as enige fees van die moslems of van die hindoes, wat daar ook al is Kersfees die fees wat deur die wêreld waarskynlik die meeste gevier word op aarde. Die vraag is net, het hierdie fees ware inhoud? Is hierdie fees dit wat dit moet wees? Is hierdie fees gevul met die inhoud wat dit moet hê? En ek sê altyd, as jy bereid is om 'n Kerslied te sing, dan moet jy bereid wees om 'n lydenslied te sing. As jy bereid is om by die krib te kniel, dan moet jy bereid wees om by die kruis te kniel. Anders beteken dit wat jy gedoen het niks nie. As jy bereid is om vir jou kinders 'n geskenkie te gee met Kersfees, dan moet jy bereid wees om vir hulle eintlik nog meer te gee met Paasfees. Want die belangrikste van die twee feeste, almal is belangrik, maar is waarskynlik Paasfees. Want daar is al miljoene der miljoene miljarde kinders op aarde gebore, en soos daar kindjie in Bethlehem se stal ook gebore. Maar daar's geen ander kindjie wat groot geword het en wat sondeloos aan 'n kruis gesterf het en weer op Paasondag opgestaan het en wat lewe nie. Dis die enigste een. Kersfees, krib en kruis loop hand aan hand. Daarom ook in ons kerk, begin ons kerkjaar nou met Epifanie of met Advent. Hierdie volgende week af, die 4 weke, en dis kom hierdie kerse hier staan. 4 weke wat mens eintlik, as dit ware, tradisioneel in baie kerke 'n kers aansteek vir 4 weke.
tot by Kersfees. En dan Kersfees, en dan die tyd van verskynings, Epifanie in Januarie, en dan kom lydenstyd hierdie 7 weke voor Goeie Vrydag, en dan kom Goeie Vrydag en Paasondag, en dan is dit weer Koninkrykstyd. En dis nie sommer net verniet dat ons in ons kerk, ons hou by hierdie kerkjaar nie, maar dis juis om te sê, ons lidmate moet dit elke jaar onthou. Met Kersfees begin eintlik 'n nuwe kerkjaar vir ons, by die geboorte van Jesus, en ons vul dit met inhoud ook van Goeie Vrydag en van Paasondag, wanneer ons dit vier. En liedere, sang, speel 'n vreeslike groot rol in hierdie tyd. Dis tog net so, tradisioneel, dat as dit nader aan Kersfees kom, en jy loop in winkels in, dan sing daar jingle bells, en daar speel liedere, en vanoggend toe jy inkom, en Marilee speel 'n Kerslied, dan weet jy sommer, dis die tyd waarin ons is. En dis waaroor ons vanoggend sing, en dis waaroor ons vanaand gaan sing. Liedere speel 'n verskriklike groot rol in ons lewe. En toe ek dink, wat doen 'n lied aan 'n mens? Toe dink ek aan 'n gebeurtenis waarvan ek gelees het, en dit was in 1994, toe die nuwe Suid-Afrika onder 'n nuwe bedeling tot stand kom. Toe is daar 'n groot popfees, konsertfees op Wembley Stadion in Londen gehou. Hulle word bereken, daar was so tussen 70 en 75.000 mense wat die fees bygewoon het. En hulle het vir ure van die oggend tot die aand het hulle fees gehou. Popkonsert, orkeste wat opgetree het. En hierso teen laat middag aand, toe die fees nou na einde toe gaan, en die meeste van die feesgangers het al 'n klomp drank in, en baie van hulle het dwelms in, en hulle is in 'n massa hysterie met die orkeste wat speel. Ek lees dit in Philip Yancey se boek What's So Amazing About Grace. En dan skryf hy in hierdie boek, en dan sê hy, met hierdie groot orkes, 'n fees wat plaasgevind het op Wembley Stadion, om 'n nuwe Suid-Afrika as dit ware nou voor dankie te sê en in te lei. Die laaste orkes wat hier teen die aand opgetree het, sy naam was Guns N' Roses. En almal was in 'n soort van 'n massa hysterie, 70.000, meestal jong mense in Wembley Stadion wat saam sing en skree en te kere gaan. En toe die mense wat die fees gereël het, besluit toe, as Guns N' Roses nou klaar gespeel het, lang tyd wat hulle optree, hierdie popgroep, toe sluit hulle die konsert gaan nou afsluit. En die vrou wat toe dit afsluit, sy naam is Jessie Norman, sy is 'n opera sangeres, Afro-Amerikaans, met ander woorde 'n swart vrou, uit Afrika, uit Amerikaner. En sy is aangetrek soos met tradisionele Afrika klere, en sy kom op die verhoog, en sy is alleen, en nou begin sy sing. Daar's nie 'n orkes wat te kere gaan nie, niks nie. En toe sy nou stadig begin optree, toe begin die skare onrustig raak, en toe begin van hulle boe, en hulle begin skree, vat haar weg, geef ons Guns N' Roses liewer of so. Ons soek 'n orkes, want hulle is nou in hierdie frenzy waarin hulle is. En toe begin sy so stadig aan sing, en toe sing sy, en sy begin met Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. En Philip Yancey sê, toe gebeur daar 'n vreeslike snaakse ding. En die begin boe hulle, en hulle skree en gaan te kere, maar soos hulle nou die woorde hoor, van hierdie vrou sonder 'n orkes, wat net een alleen met 'n mikrofoon sing, toe raak hulle geleidelik stil, al stiller en stiller. En teen die tyd toe die tweede versie begin, was Grace that taught my heart to fear, and Grace my fears relieved, kon die gehoor, die sopraan, die hierdie gehoor begin om 'n pinkie draai. Toe word die hele stadion doodstil. En toe sy die derde versie insit, this Grace that brought me safe this far, and Grace will lead me home, het duisende van die mense stadig aan begin, om te onthou, maar hulle ken hierdie liedjie van iewers af. Dalk toe hulle kinders was, by hulle ma geleer of iets, en toe begin van hulle stadig aan saam sing. En toe sy die vierde versie begin sing,
When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've now less days to sing God's praise than when we first begun. Toe sing die meeste van die 70,000 mense saam met haar. En so sluit hierdie slegte konsert van popgroepe met drank en dwelms en alles eintlik af op die ou end op 'n vreeslike hoë noot met Amazing Grace. Die liedjie wat geskryf is na aanleiding van Lukas 15, die verhaal van die verlore seun. En agterna toe sê Jessie, sy kon nie glo wat daar gebeur het nie. En die organiseerder sê, hulle het nooit gedink dit sal gebeur nie. Dat een Christelike liedjie by 'n popkonsert van 70,000 mense op die ou einde die hele fees se karakter verander en mense se lewe aanraak. Maar dis omdat hulle nie geweet het dat alle mense op aarde, maak nie saak wie hulle is en watter toestand hulle is, waar hulle is, hoe oud hoe jonk, iewers binne in jou smag na die genade en die vrede van die Here. Al weet jy dit nie. Smag jy na die vrede van die Here, totdat daai vrede op 'n dag vir jou dalk ook aanbreek. En dit het hierdie een lied hier gedoen. Die vraag is, wat doen liedere aan ons? En luister ons na liedere? Partykeer as mens hier op die preekstoel staan en kyk oor die gemeente, dan kan mens sien mense wat dit geniet, en wat intens luister, en die woorde, dit lyk vir my wat ingaan in hulle in. Maar mens kry ook mense wat half dikmond sit, en dit gaan maar net dalk lyk vir my verby, ek weet nie. Die kruis raak ons elkeen se lewe. Die kruis raak ons lewe baie meer as wat die krib ons lewe kan raak. En daarom moet ons altyd die kruisgedagte by die krib bybring. Daarom moet ons in ons huise, in ons eie lewe, as ons kersliedere hoor en dit geniet, en dis reg, en geskenke uitdeel, dit geniet en dis reg. Maar ons moet altyd onthou, waaroor gaan dit regtig? Waaroor gebeur dit eintlik regtig? Want, ek wil miskien ook vir julle 'n gebeurtenis vertel. In 2010 toer ons deur Europa met 46 mense, ons is op pad vir die passiespele wat elke 10 jaar moes plaasvind, wat ons voorreg gehad het om in 2022 weer te wees nadat uitgestel is met COVID. En die dag toe ons ry van Lucerne in Switserland af na Oberammergau toe in Duitsland, al aan die noorde kant van die Alpe ry ons, deur mooi dorpietjies en mooi valleie en mooi plekke. Toe gebeur daar iets in die bus. Want soos wat ons ry in die bus met 46 mense, en ons besoek pragtige plekke, ons was by Swangau, hier is die dorpie Swangau, en daarbo is Ludwig se kasteel in Swangau, en ons besoek mooi plekke, en ons ry by mooi huise, plase verby met beeste, en jy sien die mis lê op die Alpe langs ons, en later raak die paadjie kleiner, en ons ry so vallei af, op pad na Oberammergau dorpie toe, die dorpie wat al vir 400 jaar, elke 10 jaar, Jesus se lydenstyd, sy lydensgeskiedenis, vandat hy Jerusalem ingekom het, eintlik die laaste week van sy lewe uitbeeld, tot by die kruisiging. En die bus is nou 46 mense, en die mense kuier, en hulle is opgewonde, en af en toe lag hulle, en vertel 'n grappie, maar ek dink daar is ook so onsekerheid in die bus, want ons het vir hulle gesê, elkeen gaan op 'n ander plekkie bly, ons gaan hulle indeel by mense in die dorp, ons bly by mense, privaat mense. Maar toe ons so aan hierdie kloofie afry, toe het Elsbie dit reggemaak, toe sit sy in die bus se klankstelsel, CD in, daai tyd nog, en toe begin hy speel, I Surrender. En toe die liedjie begin speel, dan af en toe lag iemand nog, en iemand is nog besig met 'n gesprek, maar so met die tyd, sit ek so nou, dink ek wonder wat gebeur nou in hierdie bus. En nou hoor jy raak die bus al stiller en stiller en stiller, terwyl I Surrender in die bus speel. En later toe begin die mense een vir een saam sing in die bus.
En toe ons op die ou einde in Ober-Ammergau dorpie, so deur die berge ry en ons ry in Ober-Ammergau se dorpie in, toe sing die hele bus saam. En toe kry ek die gevoel by myself, hierdie bus vol toeriste, want dis wat ons is, toeriste, wat in 'n baie luukse toerbus met lekker sagte sitplekke, ligverkoel ry, luks is, en 'n toeriste is wat net kyk, is besig om nou te verander van toeriste na pelgrims toe. Nou mense wat nie net kyk nie, maar wat deel word, en wat besef, dit is wat ek hier kom doen. En ons het die mense afgelaai by verskillende huise, twee paartjies by 'n huis waar hulle moet tuis gaan vir die 2 nagte in Ober-Ammergau. En die volgende dag toe is ons in die saal waar die opvoering plaasvind. En agterna toe sê die mense vir my, wat het met hulle gebeur? En dit het begin gebeur toe hulle sing I Surrender met die liedjie. En toe van daar af loop in hierdie dorpie, waar alles in die dorpie gaan oor die kruisiging van Jesus. Met ander woorde, nie net die krib nie, maar die kruis. En 'n mens word deel daarvan. En dis my vraag, is jy deel? As jy in 'n kerk sit, is jy 'n toeskouer, amper soos 'n toerist in 'n bus wat uitkyk en ek geniet maar net wat gebeur? Of is jy deel? Sit jy in die kerk, en as jy vanaand ook hier kom, van hierdie liedjie hou ek, hierdie liedjie sing hulle nie so mooi nie, hierdie koor is nie so mooi nie, hierdie koor is mooi, en ek sit soos iemand, ek het betaal, ek is 'n toeskouer, en ek kritiseer, en ek beoordeel, of ek is deel. En maak nie saak hoe mooi, of hoe sleg die liedjie gesing word nie. Volgens sy eerste liedjie het ons gesukkel om te sing, maar ek is deel van hierdie sukkel om te sing. En dis my liedjie ook, en toe sing ons al beter en mooier. En ek is 'n pelgrim, en ek is saam met die Here op pad na die kruis toe, waar die Here my lei. Want sien, Jesus se toewyding en opoffering is van die begin af die storie. Die krib het plaasgevind, omdat Jesus se toewyding daar was, en omdat sy opoffering daar was. Die krib in Bethlehem is daar, omdat daar staan in Johannes 3, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het in 'n krib, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hy gee hom in 'n krib, en hy gee hom aan 'n kruis, dat ons gered kan word. Flip Tron het so mooi geskryf, toe sê hy, maak nie saak waar en wanneer jy nie, as jy by Jesus met God te doen het, dan is daar altyd 'n keuse wat jy moet maak, en volgende ook. En toe sê hy, jy volg Jesus soos die disippels, of jy vervolg hom soos die fariseërs. Hy sê, jy is God, jy sê God is 'n lasteraar, of jy sê, hy is die seun van God. Jy sê, kruisig hom, of jy kniel voor hom, soos die wyse manne voor die krib. Jy sê, hang hom op, of jy hang jou hele bestaan aan hom op. Alles van my hang af, van hom wat aan die kruis gehang het. En jy sê, hy is waansinnig, of jy sê, hy is die enigste regte waarheid, wat op die aarde bestaan. Daar's geen ander waarheid. Hy is die weg, die woord, die waarheid, die lewe. Daar's niks anders behalwe deur hom nie. Met ander woorde, ons sê vanmôre, Here, ek wil u volg soos die disippels, want u is die seun van God. Ek wil voor u kniel soos die wyse manne voor die krib. Ek wil my hele bestaan aan u ophang soos u aan die kruis gehang het. Want u is die waarheid in my lewe. En daar's niks anders vir my behalwe u nie. Net u is vir my die waarheid. Jesus het hom toegewy. Hy het hom opgeoffer. En na duisende jare bly die antwoord nog steeds. Is dit so dat ons tong bely, hy is die Here en niemand meer. Toe Simeon hom na 'n week in sy hande neem daar in die tempel in Jerusalem, toe staan daar Simeon het hulle geseën en vir hulle Maria, sy moeder gesê, kyk hierdie kindjie
is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie. Daar is mense wat teen hom gaan wees, 'n val. En daar's mense wat vir hom gaan wees, wat gaan opstaan uit die dood uit. En tot 'n teken wat weerspreek sal word. En so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, Maria, 'n swaard sal deur jou siel gaan. So van die geboorte af, 'n week na sy geboorte, dan hoor sy hierdie boodskap van Simeon in die tempel. Maria, hierdie kindjie, daar gaan 'n swaard deur jou siel gaan. Hy gaan doodgemaak word. Daar gaan 'n spies in sy gesteek word, omdat hy gesterf het, want dis waarvoor hy na die wêreld toe gekom het, dat ons kan lewe. Jesus is die hoop vir die wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat geen hoop het, en daar bestaan nie iets soos hoop, as jy nie in Jesus glo nie. En vir duisende jare, wil ek amper sê, is dit die goue woord oor die hele wêreld, dat Jesus het gekom. Jesus lewe. Meer as 400 profesieë oor duisende jare deur hierdie Ou Testament is in hom vervul. Vir duisende jare sien die volk van God uit na die dag as die Messias kom. En word daar geprofeteer deur Jesaja, Jeremia, Elia, almal van hulle oor Jesus, oor die Messias wat kom. En dan kom Jesus, en hy is die hoop vir hierdie wêreld. As hy nie daar is nie, dan is daar niks wat oorbly nie. Eer aan God in die hoogste hemel, staan in Lukas 2, en vrede vir die mens op aarde, en wie hy welbehae het. Hy bring die vrede, hy bring die welbehae, hy is die hoop. En daarom as ons afsluit en ons sê, hoekom sing ons nou saam? Hoekom gaan ons hierdie Kersfees saam? Dan sê ons, omdat dit die antwoord is. Omdat kinderlose mense soos Sagaria en Elisabeth 'n seentjie moes kry. 'n Wonderwerk, Johannes die Doper. En dat hierdie Johannes vir ons kom sê, kyk, hy is die lam van God, wat hom kon aanwys soos 'n priester, want Sagaria was 'n priester, en Johannes die Doper is 'n priester, en die priester kies die lam. Hy is die lam, hy is die een vir julle wat van julle plek gaan sterwe. Omdat Josef en Maria 'n kindjie moes kry vir die hele wêreld, het daar's hoop, maar nie hoop was nie. En ons glo, en ons is bly, en ons is opgewonde. En ons moet in ons eie huise, ons moet sing, en ons moet bly wees, en ons moet ons vreugde met almal deel, en waar ook al kom sê, gelukkige geseënde Kersfees, Kerstyd vir jou, en geniet dit as gesin, en maak dit die mooiste tyd in die jaar, maar onthou die hele tyd, vir Jesus was dit nie die mooiste tyd in sy lewe nie, dit was 'n moeilike tyd, om dit vir ons 'n mooi tyd te maak, dat ons kan lewe. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser, Christus die Here, gebore. En daarom, as Philip Yancey sê, what's so amazing about grace, dan sê ons, what is so amazing, wat so verskriklik indrukwekkend is dat genade word eintlik gespel met die woorde Jesus Christus. Hy is die simbool van genade, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy vir Jesus gestuur het. En hierdie oorvloedige genade ken ek en jy. En ons is nie meer toeskouers nie. Ons is pelgrims, ons is deel op hierdie pad. Amen. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie vir U wonderlike genade oor ons. Dankie dat ons al Kersfees kan vier, maar ons weet, ons vier dit. Ons staan en ons kniel by die krib, maar ons hou altyd in gedagte, want ons sal ook weer by die kruis kom. Dankie dat U aan die kruis vir ons gesterf het, dat ons mag sing, mag lewe, mag bly wees, hoop het en 'n antwoord het, en U vrede in ons harte het. Amen.